Goeiemôre Suid-Afrika, my naam is Dennis Wys en welkom terug by nog 'n YouTube video. Vandag gaan ons bene oefen, oats eet, probeer gewig verloor en bietjie van ons doelwitte vir die volgende jaar praat. So weet julle wat, laat ons begin. Ekskuus meneer, sit asseblief aan die musiek, want oor 'n uur sit ek alweer met dronk verdriet, want daar sê mis in my kop en my kop rot in 'n ander taal. Soms vergeet ek nog jy kom hier uit my sy, en soms vergeet ek nog maar dit weet jy van my. Ek het getrap in wyn en liefde, my voete het nog steeds weg. Alright, ek is by die gym. Dis basically heeltemal leeg. Dis fine. Ek gaan nou begin met hamstrings. Gewoonlik split ek my leg days mos nou op tussen hamstrings en quads, maar ek gaan nou net, jy weet, bietjie hamstrings doen saam met quads en kyk hoe dit gaan vandag. Ek gaan begin met 'n gewone hamstring curl en dan, jy weet, hack squats en stuff. En ja, ek dink ek gaan begin met 2 sets en daarvan af gaan ons dit aanbeweeg. Alright. Oké, nou hier is die huidige plan. Ek gaan nou 2 sets probeer doen met hierdie, vir enigiets bo 5 reps. Ek is nie seker nie. Ek kan net hoeveel ek laas gedoen het. Ek het dit op my foon, maar ek gaan nou kyk nie. As ek vir die eerste set 7 reps kan kry en vir die tweede een 5, sal ek happy wees. As ek meer reps kry as dit, gaan ek 'n derde set doen, maar ek is nie heeltemal optimisties daaroor nie. So ek glo hierdie sal somewhat oké gaan. Nog een. Alright, set 2. Oké, nie die beste set nie. Dis oké, dit was tot failure. Kom ons probeer gaan. Alright, volgende gaan ek iets nuuts insit wat ek nog baie min al gedoen het en dit is 'n gewone Bulgarian split squat. Ek haat hierdie oefeninge met 'n passie, want toe ek nog 'n home gym gehad het, was die een van die min goed wat ek kon doen en dit was nie vir my lekker nie. So ek het dit bitter min al gedoen die afgelope paar jaar. So ek gaan nou probeer. Hierdie is 16.5. Ek gaan net vir so 'n bietjie higher reps, bietjie meer slow and controlled. Nie wat ek gewoonlik doen nie, maar hierdie oefening vat bietjie meer van 'n balans aspek in vergelyking met iets soos 'n hack squat of iets. So ek gaan my straps aansit en dan gaan ek net kyk vir soos 15 reps per been of wat ook al. Ek sal volgende keer meer swaar gaan. Maar ja, ek gaan kyk vir so 3 sets hiervan. Gaan dit akelig wees? Ja, maar ek moet dit net doen. Niet gestroomt.
sê, okay, mense, so die gym sessie was goed. Ek moet sê, wie sterker as wat ek gedink het, oor die algemeen. Die Bulgarian split squats was nasty, was nie nice nie, maar ek het dit gedoen. Op die oomblik gaan ek nou huis toe. Ek gaan nie nou eet nie, ek gaan nou net water drink en staf. En dan moet ek 'n paar dinge doen. Nommer 1, ek moet my pa help met die dak, want hier in Lichtenburg is 'n bietjie van 'n storm. En ja, die dak lek, soos my weer kyk daarna. Dan moet ek 'n paar plekke bel en hoor of ek, terwyl ek as ek nou my punte gekry het, terwyl ek regte studeer, dat ek daar 'n bietjie kan shadow en werk, jy weet, by 'n prokureurfirma. En 'n bietjie ondervinding kan kry daar. En dan moet ek 'n paar plekke bel vir, jy weet, die studiegoedes en staf. So ek gaan 'n bietjie besig wees. Ek gaan nie nou veel afneem nie. Ek gaan vanaand 'n hele tydjie met julle kan gesels. As ek of cardio doen of as ek net by die huis sit en, jy weet, tyd het, dan praat ons bietjie. En ja, ek moet sê, het baie bome en goed omgeval rondom Burgersdorp. Burgersdorp is soos 'n deel van Lichtenburg. En ja, daar storm was rof, maar ja. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor doelwitte. Spesifiek my doelwitte vir 2026. Nou, my doelwitte kan in 3 afdelings gedeel word, naamlik sosiale media, lewe en bodybuilding. Nou, eerste, sosiale media. My doelwitte is om 20,000 op Instagram te kry, wat ek eerlikwaar glo ons sal kan bereik, want met die ondersteuning wat julle my gee, glo ek eerlikwaar ons kan dit maklik bereik. Nou wil ek 15k op TikTok hê en ten minstens 10,000 op YouTube. Vir die YouTube gaan ek eerlikwaar baie hard moet werk, maar ek gaan my beste try. Tweede, lewe. Ek wil video's maak en wat ek doen met my video's, my lewe maak en dit hopelik my loopbaan maak. Ek gaan my beste probeer en eerlikwaar hoop ek en ek bid regtig hoor, want ek glo dit is my doel op hierdie aarde. Klink dit cringy? Ja, maar dit maak nie saak nie. Dit is my drome wat ek wil bereik en met die Here se genade gaan ek dit bereik. En laastens, bodybuilding. Ek wil eerlikwaar net my beste moontlike fisiek bereik. Ek wil leaner word en kyk hoe ek lyk en dalk weer begin bulk. Ek wil aan die einde van die jaar net tevrede kan wees met die progress wat ek al gemaak het. En dit is eenvoudig, dit is my doelwitte. Wanneer ek praat van my video's en my lewe, ek wil, soos baie van julle weet, video's maak, dis YouTube video's, kort video's, foto's neem, alles, en op sosiale media plaas, want dit is my passie, ek love het om video's te neem, die ligting uit te figure, te edit, alles, dit is eerlikwaar my passie en waarvoor ek bitter lief is. Ja, ek love die gym, maar dit gaan hand aan hand, julle verstaan, soos ek love het om te gym en ek love die video's maak, so ek doen albei. Dit is wat ek wil doen en ek bid baie oor en ek glo vas dat ek ook 'n Nutritech sponsorship gaan kry in hierdie jaar. En ek glo ook vas dat ek daai smaakmaker 2026 kompetisie aan gaan kan deelneem en goed kan doen, want ek bid baie oor en ek glo dat dit gaan gebeur. Ek glo dit, ek bid oor, want die finaliste word die 12de Januarie aangekondig. Dit is nou volgende week Maandag. Op volgende week Maandag vind ek ook my matriekpunte uit. So dit gaan 'n baie stresvolle dag wees. Ek sal dit vlog en al gaan dit goed, al gaan dit sleg, ek sal dit post en kyk hoe gaan my lewe, want ek glo eerlikwaar dat ek goed kan doen aan 'n kompetisie en julle moet glo, as ek 'n finalis is in daai ding en ek het 'n kans om te wen, ek gaan stoot. Ek stoot nou al klaar content. Mense, ek gaan baie meer. Nou, ek weet ek praat nou baie en doelwitte is niks as jy nie daarna streef nie. En ek streef elke dag deur die beste van my vermoë daarna, want dit is waarvoor ek lief is wat ek wil doen en dis wat ek gaan doen. Ek gaan my beste gee mee en ek is jammer, dit klink dalk delusional, maar ek gaan dit bereik. Ek glo jy moet delusion hê om iets te kan bereik. As jy nie in jouself glo en eerlikwaar dink dat dit sukses gaan wees nie, het jy al klaar misluk. Jy moet jou alles gee om iets te kan bereik en dis wat ek gaan doen. Ek lyk ook stupid vir party mense, maar daar's baie van julle wat my ondersteun en my video's kyk en ek is dankbaar daarvoor. So, dis my doelwitte, dis wat ek gaan try doen en weet jy wat, al staan goed in my pad, ek kan ooruit kom, ek kan die Here druk. So ek is besig met cardio. Ek dink genuinely ek gaan so 2 ure se cardio doen vanaand, want nommer 1, ek het nie nou veel anders om te doen nie. Nommer 2, ek wil bietjie meer gewig verloor hierdie week as wat ek sou. Die rede is, ek voel ek het baie goed soos my leanness behou oor Kerstyd en Nuwejaar, maar dit was nie doeltreffend nie, want ek het nie regtig gewig verloor nie. Ek het meer net soos my tuin, wat fine is in all jy weet sense, maar dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil leaner wees as wat ek op die oomblik is.
Ek wil onder soos 81-80 kom. So hierdie week gaan 'n bietjie meer aggressief wees, meer cardio en alles. En ja, die van julle wat actually my op Instagram en TikTok volg, sal weet dat ek nou soos 'n miniseries aan die gang het met 'n ou Little Vanilla Gorilla sy TikTok en Instagram handle. Maar ons kyk wie die meeste push-ups in 'n uur kan doen. Ek het begin met 300, toe challenge hy my, doen hy 320. Ek sê okay, ek gaan full steam het, ek kap om 415. Hy sê okay, hy kap het 530 mense, 530. 530 push-ups is flippin' baie. So nou gaan ek in hierdie week, wanneer ek my chest en so nou nie seer is nie, gaan ek meer as dit probeer doen en hopelik kry ek dit. Ek glo nie, maar ek gaan definitief my beste draai, want ek gaan môre chest oefen en dan moet ek die recover, dat ek probably Vrydag of Saterdag nou die volgende gedeelte van die reeks kan doen. Maar dis fun, dit was nie die plan nie, ek het nie die video gedoen soos vir lekkerte om te kyk hoeveel push-ups ek kan doen, en die challenge my, toe gaan ons. So, dis fun, en ja, eerlikwaar, is lekker. Nog 'n ding wat ek het vir julle wil sê, né? Dis 'n nuwe jaar, waarvan julle gaan New Year's resolutions maak en nie daarby hou nie. En ek wil sê, om 'n doelwit in 'n New Year's resolution te hê, in my opinie, verskil baie, want 'n New Year's resolution is, jy verander jou lewe vanaf 'n spesifieke jaar. Bedoelende, as jy baie drink, gaan jy nou nie meer drink nie. As jy baie geëet het, gaan jy nou minder eet. Al die tipe goeders. Waar 'n doelwit is iets wat jy elke liewe dag al reeds probeer, en dan gaan jy net vir meer probeer gaan, as dit sin maak. So, ek is nie 'n baie groot New Year's resolution mens nie. Ek glo eerder net, jy moet doelwitte hê, en daarna streef tot die beste van jou vermoë, en so suksesvol as moontlik probeer wees. Al is dit nou met skool, werk, wat ook al jy het in jou lewe, waarin jy goed wil doen, probeer, jy moet 'n doelwit hê. So, ja, ek dink is belangrik om doelwitte te hê. Nou nie noodwendig New Year's resolutions nie, want doelwitte, jy kan 'n daaglikse doelwit, 'n weekliks, maandeliks en 'n jaarlikse doelwit hê. Elke dag probeer ek, jy weet, oefen, reg eet, video's maak. Dis daaglikse doelwitte. In 'n week probeer ek 'n sekere hoeveelheid video's maak, sekere hoeveelheid DM's antwoord, al daai goeders. Elke maand het ek soos 'n set van, okay, hoeveel views ek wil kry, sekere tipe goeders, en of jy dit bereik of nie, jy moet net die beste gee. Maar ja, dis min of meer wat ek het om te sê. Ek het nie nou veel nog om te sê nie, ek weet baie van julle kyk nie die video tot hier nie, as jy doen, ek is baie dankbaar daaroor. En ja, ek gaan nou die cardio klaarmaak, bietjie vinniger begin trap, as ek nou klaar is met hierdie video, wel, met die praat, dan, as ek klaar is, gaan ek, ek dink die video's edit en post, hopelik so 5 of 6 video's uitkry voor die einde van vanaand, en ja, dan sien ek julle weer in hierdie week, vir iets groots, dus kom ek sê, min van julle kyk hierdie video tot hiersom, daar gaan heel moontlik in hierdie week iets groots gebeur, waar ek bly is, maar ons sal maar moet sien. Ja, lekker dag vir julle almal, geseënde nuwe jaar, en ja,